Goeiemôre almal uit 'n baie koue Vrystaat. Dis die eerste keer hierdie jaar wat ons regtig minus temperature het en ek dink ons almal is bebrind, maar die heerlikste van die tyd van die jaar is om in die aande lekker voor 'n kaggel te sit en sommer net die vuur te geniet. Ons het gister oorgegaan na 1 Tammuz toe en die maande en die tye van die Here, deur sy maande, die Hebrew months, maar ook dan deur die feestye, dink ek raak vir ons al hoe meer en meer belangrik en besef ons wat 'n salwing daar van die Here is om vir ons sekere goed te laat doen in hierdie oop hemeltydperke en hoe meer ons besef dat ons is 'n gateway, soos dit in die hemel is, so ook op aarde, in die eerste plek in ons eie lewe, in ons gesinne, en in elke plek en posisie wat die Here ons toelaat om hier op aarde voor te staan en te lewe. Een van die dinge wat vir my so aangeraak het in hierdie tyd van die oorlog tussen Israel en Iran, dit is dieselfde tyd in die konteks van die woord en van God se tye in die maand Sivan, wanneer Haman gekom het en vir die koning gevra het om die Israeliete dood te maak en Ester na die koning toe gegaan het en vir die koning vir genade gevra het. En die koning het in hierdie tyd wat Israel vir Iran aangeval het en daai kernstasies vernietig het, wat ons weet wat 'n groot krisis nie net vir Israel ingehou het nie, maar ook vir die wêreld. Dit in hierdie tyd het hulle gegaan en hierdie oorlog gevoer. So hierdie is 'n oop hemel wat al oop is van Ester se tyd af, waar God 'n salwing gegee het vir Israel om die vyand te vernietig. Daarom is dit vir ons so belangrik om te weet, tot vandag toe is daar sekere tye wat die Here vir ons gee gedurende die tyd wat God op aarde daar gestel het om sekere goed te doen. Daarom is die maande, die Hebreë maande van God opgedeel in die 12 stamme van Israel en is daar belangrike gebeurtenisse van die Ou Testament wat God vir ons geleer en gewys het tot vandag toe, waar daar sekere goed is wat ons na moet kyk, omdat daar 'n salwing is op elke een van hierdie tye, wat ek en jy van waar ons op aarde lewe kan align, en dit is vir my so wonderlik om dit te sien. So ons het gister eintlik al oorgegaan na Tammuz toe. Dit is die maand wat Ruben verteenwoordig, en dan in ons Gregorian kalender is dit Junie en Julie. Kom ons kyk wat staan Tammuz voor. Tammuz, die Hebreëse letter is Shet, wat radiant light beteken, wat vanuit jou oë kom. So in hierdie maand weet ons dan nou, dat dit 'n maand is wat dit wat ons sien met ons oë baie belangrike rol gaan speel. Die karakter van hierdie maand is dan die maand wat ons hart en ons oë moet bewaar. Dit is ook die maand letterlik wat soos 'n filmstrip is, waar die Here vir ons baie goed wys ook in ons lewe, sodat ons 'n bietjie nabetragting kan hou en sien waar moet ons veranderinge inbring in die maand. Maar dis ook 'n maand van worship. En dit is dan aan die een kant hierdie krag wat ons het, hierdie salwing wat ons het, om God te aanbid deur worship. Maar die negatiewe is ook daar, dit is ook die tyd waar jy in verkeerde worship kan ingaan. Dis in die tyd wat die goue kalf gebou is, gemaak is wat hulle aanbid het. En dit is goed wat ons nou moet kyk en ook veral op ons generasielyne moet bely. Ons moet weet vandag, nie een van ons is op 'n plek waar ons 'n goue kalf of 'n God gaan maak om te aanbid nie, maar wat is daar wat meer plek in jou lewe het, meer aandag in jou lewe kry, wat jou tyd meeste op gefokus is en wat jou dag so volhou dat jy nie tyd het om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan nie.
Die oomblik as jy dit kan identifiseer, dan sien jy die goue kalwe, wat ons opbou, goue kalers, nie kalwe nie, wat ons opbou, en waar ons voorbuig. So hierdie is 'n tyd van visie, en dit is 'n tyd waar ek en jy weer moet kyk na ons lewe, kyk of daar afgodery is, wat ons nie doelbewus opgebou het nie, maar om te kyk waar ons fokus en ons tyd is, en wat ons die meeste aandag aangee, buite die woord van die Here, dan weet ons, hier is 'n moeilikheid, en dit is 'n goue kalf wat ek en jy nie andersins raak sien nie. Hierdie is ook dan die maand wat ons verbonds alignment baie belangrik is. Dit is die maand wat ons moet kyk, waar staan ons in verbond, fisies en geestelik met mense, dat daar miskien baie plekke is waar ons verhoudings gaan neerlê, en dat die Here ook, hierdie is ook die oop maand, wat ons moet bid en sê, Here, hier is 'n posisionering en 'n alignment met covenant verhoudings, wat ek onder u beskerming wil bring. Die konstellasie is dan in hierdie maand die krab. En wat dit eintlik verteenwoordig, is dat elke plek waar daar 'n harde dop rondom ons is, dat die Here dit sal afhaal, en dat ons deur voor die Here te gaan met al daai plekke waar ons nog broos is, wat ons wegsteek, maar ook die plekke waar ek en jy 'n hardheid van hart gekry het, deur sekere goed, dat ons dit voor die Here sal bely en toelaat dat die Here die harte van klip uit ons uithaal en vir ons weer 'n hart van vlees sal gee, gevul met sy heilige teenwoordigheid. So ons het net nou toe ons gekyk het na die karakter van hierdie maand Tammuz, dan moet ons weet, hierdie is letterlik die plek waar die eerste kliptafels met die wet gebreek is, en waar Moses terug moes gegaan het na God toe. En dit is in hierdie tyd wat die goue kalf gebou is. En ek en jy moet regtig kyk en nabetragting hou, en die Heilige Gees vra om vir ons te wys. Waar is daar goed wat ons in ons lewe ingetrek het, wat ons hoor ag as God, wat ons meer tyd aan spandeer as aan die Here. So ons moet weet dat hierdie 'n tyd is wat ons die Heilige Gees kan gryp om vir ons hier te wys. Dis ook baie belangrik om te weet dat hierdie die maand van Reuben is. Reuben is die een wat sy eersgeboorte reg verloor het. Hy het sy erfenis verloor as gevolg van die sonde wat hy gedoen het. En ons sien daai sonde, daai seksuele onreinheid, sien ons dan as die fisiese daad wat hy gedoen het, maar die Here praat met ons deur sy woord, deur Israel ook, dat wanneer ek en jy afgode in ons lewe het, dan is dit asof wat ons weghoereer van God af. En dit kan daai vloek op ons bring, dat ons letterlik die erfenis wat ons het in die Here kan verloor. So hierdie is 'n maand wat ons kyk na ons geregtigheid, die borsplaat van geregtigheid in ons lewe. Hoe lyk ons harte met die Here? Hoe lyk ons harte met die woord van die Here? Het ons die passie om hom te gehoorsaam in alles? En kyk ons na al ons geleenthede in ons lewe. Sorg ons dat ons dit reël rondom die woord in die plek wat God in ons lewe inbring. En dan is 'n baie belangrike plek is dat hierdie 'n maand is van aanbidding, van worship, van lofprysing. En dat dit die plek is waar 'n lofprysing 'n wapen in ons is. Wanneer ek en jy in ware aanbidding in die Here is daar nie plek vir afgode in ons lewe nie. So aanbidding word 'n baie belangrike plek in ons verhouding met die Here, in ons geestelike lewe. En hierdie is die maand wat ons deurdruk en waar Jesus vir die vrou by die put gesê het, you will worship me in spirit and truth. Kyk wat by ons mond uitkom in hierdie maand en wat die Here my en jou geroep het om te doen.
daar's baie plekke waar die vyand kom, as gevolg van negatiewe situasies in ons lewe, en ons stem saam met hom, dat ons eintlik 'n failure is. Ons moet oppas, dat wanneer daar situasies is wat misluk, dat ons nie 'n situasie ons identiteit kom maak nie. Hierdie is die plek wat ons moet fokus weer op wie het God ons geskape om te wees. En ons moet alle negativiteit moet ons bely en neerlê. En ons moet opstaan in die profetiese bestemming wat God ons aarde toe voorgestuur het. Ons moet ook in hierdie tyd, moet ons letterlik pas op, dat ons nie negatief oor ons identiteit en wie ons is, negatief praat en negatief dink nie. Ons moet vrede maak met wie ons is en wie God ons geskape het. En ons moet tevrede wees met wat God ons geroep het om te doen op hierdie aarde. Die Hebreëse letter Chet is dan 'n prentjie van lig wat skyn deur ons oë. En ons het baie gepraat die afgelope tyd oor God se lig, maar ons moet baie versigtig wees dat die vyand nie kom en vir ons ander prentjies wys om God se lig deur ons oë te verblind nie. Laat ons oë gerig is op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hierdie is dan ook die plek waar ons die plekke wat ons sukkel mee, wat ons daai harde dop, wat die krap verteenwoordig, afhaal, en die Heilige Gees toelaat om elke harde plek in ons hart sag te maak, om al die hardheid van die lewe en van dit wat ons wegsteek, te kom afbreek en ons weer broos voor die Here te maak, en dat ons sal kyk, die Here sê vir ons, bewaar jou hart, want jou hart is die mees bedrieglikste wat daar is, dat ons die Heilige Gees sal toelaat om ons harte vir ons te openbaar, sodat ons dit voor die Here kan bring, dat hy die hardheid van hart kan verwyder, en vir ons die hart gee gevul met sy heilige teenwoordigheid. Maar hierdie is ook die plek waar ek en jy moet verstaan, dat ons is in 'n verbond met die enigste lewende God wat daar is. En hy het in Jesaja 54 vers 10 gesê, al sal die berge val, die heuwels skud, my verbond met vrede en liefde vir julle sal nooit vergaan nie. En dis God se woord vir ons, wat ons nou moet kyk, in hierdie maand van verbond. God sal nooit ons laat gaan nie. Dis 'n ewige verbond. En kom ek en jy staan in elke plek waar ek en jy in die lewe is, en veral waar ons sukkel, en ons beroep ons op die verbondshouer van hierdie verbond, en sy krag, sy liefde en sy teenwoordigheid in ons lewe. Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons nog weer eens die kans het om in hierdie wonderlike tyd van U te kan lewe, Here, en dat U die een is wat die verbond stewig in plek het. Ek bid dat U vir ons sal help, Here, waar ons moet bely in hierdie maand, laat ons dit sal bely, laat ons harte voor U sal leegmaak, laat ons harte op 'n plek sal sit waar U vir ons 'n nuwe hart kan kom gee, Here, gevul met U heilige teenwoordigheid. En dankie dat dit wat U van my dink, is wat U vir my voorgeskape het. En Here, dat wie ek is, kom uit U uit. Help my om te kyk met oë, Here, nie net na die lewe en my toekoms nie, maar met oë wat gefestig is op Jesus, die begin en die volëinder van my geloof. Word verheerlik in hierdie maand. Amen.